Hallo almal, jy gaan sien, eersdaags begin julle met julle toetsreeks by die skool. Daarom het ek dit goed gedink om vir jou 'n bonus eksamenvraag te bespreek. Dis die vraag wat jy hier sien hieronder. Kom ons begin sommer dadelik met hom. Vir ons gegee daar is beskou die ry 4, 3 op 4, 4, 'n kwart, 4, 'n 12de. Wat 'n kombinasie van twee meetkundige patrone is. Ons is gelukkig want hulle het ons 'n bietjie werk gespaar om vir ons te sê dat dit wel meetkundige is. Die vraag, indien die patroon op dieselfde wyse voortgaan, skryf die volgende twee terme van die ry neer. Nou as jy na die ry toe gaan, dan kan jy mos baie duidelik sien dat die kombinasie is eintlik hierdie 4, en dan herhaal hy weer 'n 4 en hy herhaal weer 'n 4. So dis baie, amper wil ek sê obvious, voor die hand liggend, dat daardie volgende term gaan 'n 4 wees. Nou, vir die res van ons ry, wat bestaan uit 3 op 4, 1 op 4, 'n 12de, 1 op 4 is 'n kwart. Nou kan ons, en ons weet dis 'n meetkundige ry, nou kan ons gou eers gaan en vir R bereken. Onthou bietjie, R se naam is die gemeene verhouding. En ons kry hom deur te sê term 3 gedeel deur term 2. Maar jy moet nou versigtig wees, ons het nou net ingezoom op die breuke hierso. So dan sal daardie vir in terme van hierdie ry sonder die 4 nou nie, dan sal dit term 1, term 2, term 3 wees. Ons het eintlik gesê, why for now. Goed, term 3 is 'n 12de, gedeel deur 'n kwart. En jy sal sien, ek het dit nou sommer hier langs aan so geskryf, want dis mos nou net makliker om dan daardie gedeel deur in 'n vermenigvuldig te verander, en onthou dan met hierdie getalletjie draai om. So nou kan jy net gou dit oplos of vereenvoudig eerder en sê 4 gaan ons self in 1 keer, 4 gaan in 12 in 3 keer. En ons gemeene verhouding is 'n derde. Maar dit is altyd goed om dit 2 keer te doen, net om seker te maak dat dit wel jou gemeene verhouding is. So jy kan nou gaan en sê R, die gemeene verhouding, kan ook wees term 2 gedeel deur term 1. So term 2 is 'n kwart gedeel deur, en term 1 is 3 kwart, 3 op 4. Weer, ons verander daardie gedeel deur in 'n maal, en ons draai hierdie om, mens noem dit, jy sê jy het die resiprook gekry. So, ons sê 4 gaan homself in 1 keer, 4 gaan homself in 1 keer, en ons gemeene verhouding is 'n derde. So dit is wraggies 'n derde. So, om nou na die volgende term van ons ry toe te gaan, maal ons nou 'n 12de met 'n derde, en ons sien, ons volgende term is dan 1/36ste. Die volgende gedeelte van die vraag vra nou by nommer 2, bereken die som van die eerste 25 terme van die ry. Wel, nou moet jy bietjie baie mooi dink. Ons ry, as jy nou mooi kyk, is mos 'n gekombineerde ry. So, hy bestaan uit 4, 4, 4, en dan gaan die 4 aan. Maar, hoeveel van hierdie 4 gaan daar nou wees op die ou einde? Die 4 se posisie is elke keer die onewe getal. So, uit ons totaal van 25, gaan die 4, daar gaan 13 van hulle wees. So, ons kan sommer gou hulle som bereken, ons sê net 13 maal 4, want of dis 4 plus 4 plus 4, 13 keer. So, daardie 4 bymekaar getel, die som daarvan, sal 52 wees. Nou, as ons nou inzoom op die breuke gedeelte van daardie gekombineerde ry, dan sien ons nou, dis 3 kwart plus 'n kwart plus 'n 12de, en verstaan jy dat daar 12 van hulle gaan wees, want ons totaal moet 25. 13 plus 12 is 25. So daardie ry met die breuke het net 12 terme in. Nou goed, hy is nou nie so maklik om uit te werk nie, ons kort 'n formule. Ons gaan nou na die formule kyk, ons weet A, dit is ons eerste term van daardie
brekerytjie is 3/4 en ons R uit die vorige vraag was 1/3, ons gemeene verhouding. So die korrekte formule, ons gaan nou daardie ene gebruik, want hy werk vir 'n meetkundige ry, of reeks eerder, as ons hulle bymekaar tel, dan noem ons dit mos eintlik 'n reeks. So, ons kan dan sê, die som van slegs, sien jy 12 terme, is gelyk aan. Ons A is ons eerste term, dit was 3/4, hakkie 1 minus ons R, gemeene verhouding, is 1/3, en ons N beteken hoeveel terme was daar? Daar is 12 in ons ry. Alles op 1 minus R, en R is 1/3. Daardie setel jy in jou sakrekenaar in, alles in een stap, en jy sien die antwoord is 1,12499. So dit beteken hierdie 1,124, dit is as jy nou gesê het, 'n 3/4 plus 'n kwart plus 'n 12, en jy het aangehou vir 12 terme. Maar dis nie, jou som is nie klaar nie, want ons moet die som van 25 terme bereken, so nou moet ons net gou hierdie 4 ook in berekening bring, so ons kan dus nou sê die som van 25 terme van die gekombineerde reeks gaan wees ons 4 wat bymekaar getel was wat 52 is, plus ons brekery 1,12 en die finale antwoord 53,12. En daardie tel 6 punte. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Jy sal sien ek heg vir jou aan die playlist van die hele rye en reekse hoofstuk volledig vir jou uitgewerk. En een van die lesse daar het ek ook vir jou die bewys van die formules, van die somformules gegee, want jy moet hulle ken vir eksamendoeleindes. Doen my 'n guns, like asseblief die video as jy waarde gevind het en vertel ook al jou vriende van my kanaal.